Ons is nou 26 Februarie 2026, lesing 95 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Die opskrif nou is die belang van die vryheid van die menslike wil. Nou, ons onthou, ons het gister afgesluit met Cornelius' beredenering en sy opmerking dat hy weet die leer gaan vertrap word, die ware leer van Yeshua wat hy gebring het en wat verder gedra was deur die 12 apostels en hulle nakomelinge. En dit was ook so. In 323 na Messias het die Rooms-Katholieke saam met die heidense keiser Constantijn beslag gelê op alle geskrifte wat op daardie stadium van Yeshua getuig het en van hom uitgegaan het. En hulle het besluit om 'n Bybel saam te stel. Die woord Bybel kom juis van die Griekse woord biblios af, wat beteken versameling boeke, waarvan ons woord biblioteek ook afstam. En hulle het besluit wat bly in en wat bly uit. En baie van die geskrifte wat vir ons belangrik sou wees, is uitgehaal. Weens die hele neiging wat die mens op aarde gehad het, natuurlik gedryf deur Satans gees, dat daar altyd 'n priester moet wees om jou te rig en te lei na God toe. En die priester moet in 'n erkende kerklike organisasie sy setel hê of opgelei wees of betitel wees. En die kerk moet baie nou saam met die staat werk, sodat die staat alle mense onder hulle beheer kan kry via die kerk. En daarom het hulle besluit op die Christelike godsdienst, want dit was 'n godsdienst van liefde, en hulle het gedink as hulle hom nou 'n bietjie verdraai, dan kan hulle beheer kry, en dan kan hulle die volk manipuleer soos hulle wil. En dit het ook so gebeur. En Cornelius is toe nou baie vies, en hy sê, hoekom, as jy dit weet, laat jy dit toe, kan ons die almag gebruik, en dan kan hulle niks sulke goed doen nie. Wat waar is, Vader se almag met sy pinkie, as hy hom lig, kan die aarde vernietig word as hy wil. Maar daar is sekere riglyne wat gevolg moet word vir ons op hierdie planeet. Jy en ek is op hierdie planeet een van ontsettende biljoene maal triljoene van die goed. Ons is op die enigste een waar ons kindskap van Vader kan kry. Ons was almal knegte, of troue knegte, of ongehoorsame knegte. Jou lewe voordat jy vlees aangeneem het op aarde, wat jy nou nie weet wat gebeur het met jou nie, want dit is van jou al weggevat. Maar jy het, almal van ons wat jy het al vir ewig bestaan, op verskillende plekke, verskillende toestande. Maar dis nie van belang nou nie. Ons is hier om nou die laaste kort lewenspad te vat om in die koninkryk te kom. En dit is waaroor hierdie hele lesing gaan, en hoekom dit anderste is op hierdie planeet, en hoekom die stryd so swaar moet wees. Kom ons lees verder. Die belang van die vryheid van die menslike wil. Nou sê Yeshua vir hom, vir Cornelius, ja, luister eers my dierbare, op die hemelliggaam waarop die mense voortbestem is, om uit hulle self ware kinders van Elohim te word, is dit noodsaaklik. Belangrik, ons moet uit onsself kinders word. Is so maklik vir Yeshua om ons kinders te maak, maar dan is dit nie ons werk nie, dan is dit sy werk. En dit mag nie so wees nie. Ons moet uit onsself besluit om die pad van die liefde te loop. Die geringste geestelike beperking van die vrye wil, wat van my sou uitgaan, sou my bedoeling heeltemal tot niet maak. Die bedoeling om ons vrye kinders te maak. Daarom moet hier altyd volledige vryheid heers, sodat die mens kan kies tussen elke denkbare tot diep onder die diepste hel gaande sonde
en tussen die hoogste bo alle hemel uitgaande deugde. Anders kom daar niks van die ontstaan van die kinders van Elohim op die aarde wat daarvoor bestem is nie. En dit is nou juist die verborge rede, waarom selfs die glansrykste leer van Elohim, na verloop van tyd, onder die smerigste vuil vertrap sal word. Wat ek kan byvoeg, soos wat die Rooms-Katholieke Kerk dit gedoen het, en opgevolg is deur die protestantse kerke, en vandag nog deur die moderne kerke, vertrap hulle die ware evangelie van Yeshua onder hulle smerigste pote. Dit is ongelukkig so, maar dit klink so mooi, maar dit is nie waar nie. Niemand sal van my leer kan sê, dat dit ook maar iets onnatuurlik, onregverdig en onmoontlik verlang nie. En tog sal daar met die tyd sulke onregverdighede en onuitvoerbaarhede binnesluip, sodat geen mens dit heeltemal sal kan nakom nie. In oordrewe ywer sal die mense by hulle 100.000 erger as wille beeste afslag, en daarby van mening wees, dat daar aan Elohim 'n besondere aangename diens bewys is. En so het die Rooms-Katholieke miljoene der miljoene, die geskiedenis sê 40 miljoen vermoë. Die kruisvaarders, wat nou komstig na Jerusalem toe is om dit te bevry vir Yeshua, het 100.000 en die miljoene van die inwoners van daai gebied doodgemaak. Nie om Jerusalem vir Yeshua te oorwin nie, maar om geld en skatte en mag vir die Rooms-Katholieke Kerk te in. Dit is waaroor dit gegaan het. En feitlik die hele Europa het daaraan deelgeneem. En hulle noem dit die kruisvaarders, asof dit nou iets met Yeshua te doen het. Ja, ek sal myself deur die mense, as hulle dit wil, moet laat gevange neem, en daarna selfs liggaamlik moet laat doodmaak, om juist daardeur die mense die mees vrye en grootste speelruimte te gee vir hulle wil. Want eers deur hierdie grootse en onbeperkte vryheid sal die mense van hierdie aarde heeltemal in staat wees om hulle te verhef tot waaragtige kinders van Elohim, wat aan Elohim in alles volkome gelyk sal wees. En hier, dis nog voor Yeshua se dood, hier voorspel hy sy dood, en wat eintlik sê hy is dat hy die offer moet bring, want daar word 'n offer vereis vir sonde. As daar 'n oortreding is, moet daar 'n offer wees, en die offer moet gepaard gaan met bloed. Daarom was alle offers in die ou bedeling in die tabernakel, was bloedoffers. Offer wat Abraham gebring het van die besnydenis, moes hy bloed laat loop aan sy vooruit. Dit is altyd so, want bloed is gestolde lig. En bloed het ontstaan toe Adam en Eva oortree het in die paradys, en hulle liggame verloor het, deurdat hulle liggame as gevolg van die kontak met Satan se dimensie, het hierdie liggame in vleeslike liggame verander. Het eintlik, die Engelse woord is, weet ken ons almal, hulle is gedowngrade, hulle is afgeskaal, en nou moet Yeshua kom om die mens weer op te skaal, en om uit die bloed lewe te kry. Vibrasie. Ja, dus altyd gaan dit gepaard met vibrasies, dat lig vibreer baie hoër as duisternis, en eteriese substans, dit wat ons nie kan sien nie, wat ons noem gees, het ook 'n baie hoër vibrasie as wat ons in ons volmaakte toestand as vleeswesens het. Al is ons hoe lief vir Yeshua en ons leef die liefde uit, het ons wel 'n hoë vibrasie, maar dit kom nie by die vibrasie wat ons gehad het
En die bloedoffer moes 'n mens wees wat sondeloos is, wat dan homself uit die dood kon opwek, self sy liggaam kon omvorm in die grafkelder tot lig. En dit is hoekom Yeshua dit vir ons moes doen. En dit is hoekom jy nie uit hierdie vleistoestand sal kom as jy Yeshua nie liefhet en luister wat hy doen nie, of wat hy sê nie. Jy kan nie, want daar was net een wat geoffer was. Nie Mohammed nie, nie Boeddha nie, nie Krishna nie, nie een van hulle het uit die dood uit opgestaan nie. Was almal mense, en meeste van hulle bose mense. So, elke knie sal voor Yeshua buig staan in die Bybel. En dit sal gebeur, indien nie in hierdie wêreld nie, en in hierdie lewe nie, maar in die hiernamaals, as jy die kans gaan kry. Ons lees verder. Want, soos ek self, alleen deur my totaal onbeperkte wilskrag en mag van ewigheid tot ewigheid Elohim is, so moet die kinders van my liefde dit ook vir ewig word. Maar om dit te kan doen, is die geestelike ontwikkelingsweg wat jou so erg teenstaan, nou juis nodig. Maar dink maar eers iets wat na, dan sal jy ontdek dat dit onmoontlik anders kan wees. Waar die hoogste bereik moet word, moet ook die laagste voorhande wees. Nou, as ons sê ons is kinders van God, Elohim is die Hebreëse woord vir God, dan is ons mos God. Want hoe kan jy 'n kind wees van God, maar jy is nie God self nie? Maar daar moet baie dinge nog plaasvind vir jou om daai godheidsvlak te bereik, waar jy een kan word met Yeshua, wie die volheid van die Gees van Vader in hom dra. Maar die moontlikheid is daar. Meer nog so as hy kom en hy sê, ek wil julle hê as my bruid, dan moet ons van dieselfde soort wees. Ons moet verligte, verheerlikte en vergranste wesens wees. Anderste sal hy buite sy orde in die huwelik moet tree met ons. En dit kan nie gebeur in sy ordelike hemele nie. So ons moet terugkom waar ons was, toe ons uit hom voortgekom het. Die verskil is net, ons het uit hom voortgekom oneindige tye gelede as geeste met die begrip van reg en verkeerd, maar ons het die verkeerde gekies. Nou het ons ook die begrip van reg en verkeerd, en moet ons weer eens 'n keuse maak in ons lewe vir reg. En Yeshua help elkeen wat hom kies, om die regte weg te vat, en om te sterf, en in die hoogste koninkryks hemele te kom, waar jy dan 'n kind sal wees. Engele is alles deel van Elohim God, en gestorwe mense wat in die hoogste hemele kom, soos sy nou maar die apostels is almal daar by Yeshua. Hulle is almal nou gode. Hulle is Elohim. Alhoewel hy nog sy eie persoonlikheid het, hy het nog sy voorkoms wat hy gehad het, natuurlik baie verheerlik, maar dit is vir almal van ons moontlik om daar te kom. Maar tussen die hoogste hemele en die laagste hel, is daar oneindige tussenplekke ook. So, dit is nie verlore as jy dit nie die hoogste hemele kan maak op hierdie aarde en jy sterf nie. Daar is wel moontlike plekke waar dit nie te erg gaan nie. Is nie heeltemal lekker nie, maar dit gaan nie te erg nie, waar engele jou sal kom leer. En dit staan in die skrif, maar die dominee spreek nooit daaroor nie. Die huis van my Vader het baie woning, sê Yeshua. Elke ster wat jy in die lig sien, is so 'n woning. En daarvan is daar ontelbaar meer as wat jy en ek kan sien op 'n mooi nag. En hierdie plekke
waar wesens woon, waar hulle geleer word, waar hulle of gestraf word, wat ook al, is in die heelal volop. En elke mens wat sterf, volgens die ligfrekwensie wat hy op hierdie aarde vir hom bymekaar gemaak het, sal hy versamel word met ander wat daar dieselfde frekwensie het. Dit is hoekom duister mense wat net na hulle self kyk en net ingestel is om ander mense in te doen, af te breek, te besteel, beroof, verkrag, al daai dinge wat ons weet is duister dinge. Hulle het nie enige vibrasie in hulle wat hulle na hoër vlakke toe kan bring nie. So sien jy nou dat in die gees ook wette is, soos in die vlees. As ek nou hierdie glas vat en ek gooi hom in die lug op, gaan hy val. Dis 'n wet. En die glas gaan breek, dis nog 'n wet. En die water gaan uitspat. Maar in die geestelike is daar wette dat as jy nie in die liefde is nie, en waarlik in die liefde is nie, jy moet nie eens voorgee nie, want dis net so erg as duister, dan kan jy nie 'n vibrasie ontwikkel in jou siel, wat maak dat wanneer jy jou siel, jou liggaam verlaat, op jou sterfbed, dat jou siel in ligryke kan kom nie. Dit kan nie. Dit is so eenvoudig soos 'n glas water wat val. Jy beland daar waar jy nou is. En Paulus sê die boom val soos wat hy gekap word. As Vader nou hier 'n massiewe drone op ons toelaat en ons almal sterf nou een klaps hierso. Elke boom sal val op die geestelike vlak waar hy nou op hierdie oomblik is. En daarom moet jy vir jouself die vraag afvra, is ek nou op hierdie oomblik reg met Vader? Reg met Yeshua? Reg met die liefde? Of het ek 'n klomp wrokke wat ek teen my medemens het? Het ek mense wat ek mee onvrede het, wat ek in vyandskap leef? Al daai goed veroorsaak verlaging van vibrasie. Al daai goed hou jou vas aan die aardse, aan die materiële. En jy sal nie aan die ander kant kan vorder nie. Hoogstens sal jy dalk wag totdat die ou wat jy in vyandskap mee lewe hier op aarde ook sterf. En dit beteken jy kan die hemelpoorte nie ingaan nie, want daar is onafgehandelde skuld. En Yeshua sê in sy evangelie, hy sê elke penny skuld sal betaal word. Bedoelend, alles wat tussen jou en 'n ander persoon staan, waar julle mekaar nie kan vergewe nie, daai skuld sal julle betaal op hierdie aarde, voor julle enigsins naby die koninkryk se hekke kan kom. En wie wil nou daar 20, 30 jaar gaan wag op 'n plek wat nie lekker is nie, vir Piet, Sunny of Koos om te kom, sodat ek nou dit met hulle kan uitsort daar. En daar is dit eenvoudig, of julle sorteer dit uit, of julle val terug in die duisternis. Want die duister in die siel is onvergewingsgesindheid. So dit bring jou af na 'n laer orde toe. Of dit dan reeds in die hel is, ek weet nie hoe lyk dit daar nie, ek weet nie wat is die grense nie. Ek weet net, duisternis is nie lekker aan die ander kant nie. Daarvoor het ons genoeg kennis bekom. Ons lees verder. Ja. Want toe dink Cornelius iets wat na en sê na rukkie, ja meester, dit begin in my bors iets wat ligter te word. Dit moes nou al eintlik baie duidelik gewees het, maar dit is nog te bewolk en mistig, sodat my siel dit nog nie so duidelik kan sien nie. Op bepaalde oomblikke gewaar ek egter dat dit ligter in my word en dan verstaan ek baie goed. Op die wyse dat verstaan ek dit nou ook juist sodanig dat ek nie daaraan kan twyfel nie, maar dat dit my volkome helder sou wees in hierdie wysheidsleer of sweer wat tot nou toe aan niemand bekend was nie. Daarvan sal daar nog lank geen sprake van wees nie.
Miskien sou u, o meester, op die terrein 'n ietwat sterker skynsel in my hart kan gee. Joshua sê, dit sou ek wel kan doen, maar dan sou die sterker lig nie joune nie, maar slegs my werk wees, en dis iets oneindig in jou. Dan sou jy nie meer hoef te soek, te vra en nêrens meer hoef aan te klop nie. Maar ek wil, en moet dit ook wil, dat elke mens op die weg wat deur my afgebaken is, sal voortgaan, en dit deur eie moeite en opoffering vir hom verwerf, wat hy hier en vir die hiernamaals nodig sal hê, omdat hy andersins nooit heeltemal selfwerksaam en daarom ook nooit selfstandig sal kan word nie. En dit is hoekom ons dit vanoggend lees, want net soos wat hy vir Cornelius 'n lig gaan gee, so het hy nou vir ons 'n lig gegee, die eerste deel van 1:7 hoofstuk. Dit is goed wat jy nie in die Bybel kry nie. Want ek het baie gesê, die Bybel vorm die geraamte van die leer van Joshua. Dis sy bene wat hulle nooit kon breek nie, nie eers op die kruishout nie. Maar nou vul hy die bene in met vleis, met seënings en met gees. Net soos wat in Esegiel, ek dink 37 staan, 36. Dit is wat nou met ons gebeur, deurdat ons hierdie inligting opneem en luister daarna en doen wat verwag word. Nou kan ons eers werklik die volle wedergeboorte bereik met hierdie kennis. Die volledige selfstandigheid is een van die mees noodsaaklike dinge vir die hoogste moontlike saligheid. Nou wat beteken selfstandigheid? Selfstandigheid beteken dat ek self vir my moet bepaal waar ek ten opsigte van my geloof staan. Die dominee kan dit nie doen nie. Die pastoor ook nie. Die kerk nog minder. Jy kan nie sê, maar ek glo aan die kerk sê so, ek glo aan die kinderdoop byvoorbeeld. En jy sê vir die ou, maar hoekom glo jy daaraan? Nie omdat my pa en ma in daai kerk was en my oupa en my ouma. Dit is nie 'n argument van 'n selfstandige mens nie. Dit is 'n dwaas. Die antwoord van hom moet wees, ek glo aan 'n sekere doop, omdat dit in die Bybel staan. Dit wat ek het van die evangelie, die geraamte, dit staan daar, dat groot mense gedoop moet word, met vergifnis en belydenis van sonde, of belydenis en dan kry hulle vergifnis. En dit kan onmoontlik van toepassing wees op 'n 3 weke oue kind. Dis net 'n voorbeeld. So nou glo jy in die groot doop, die doop wat Joshua hom laat doop het. Hoekom? Nie omdat iemand dit vir jou gesê het nie, omdat die woord Joshua dit vir ons sê. En net so moet mense nie vir my luister sonder om goed te ondersoek nie. Dit wat jy hier leer, dit is nou soos ek verduidelik, die seënings, die vleis en die gees. Maar ons sal ook in die geraamte boek sal ons ook bevestiging kry hiervoor. Dit is hoe Vader se woord werk, op alle vlakke oorvleelde, en kan jy hoor of dit reg of verkeerd is. So kom ons gaan aan. Kyk eers watter dienaar dan ook die beste beloon word. Hy het bykans alles wat sy skatryke meester het. Hy kan die beste spyse geniet en wyn drink van die gasvrye tafel van sy meester. As sy meester op reis gaan oor water of land, neem hy sy dienaar saam, en waarvan die meester geniet, daarvan geniet sy dienaar ook. Maar tog is die geniet van beide verskillend. Nou hier in die gelykenis is die meester is Joshua en die dienaar is ek en jy. En in hierdie geval nou Cornelius. Die dienaar dink wel, ek het 'n goeie meester
En hy verlang niks van my wat ek onbillik sou kan noem nie. En ek word baie gewaardeer en goed behandel. Maar indien ek my ietwat te buite sou gaan, sou hy tog aan my kan sê, my knegt, ek beskou jou as my eie seun, en verlang daarom slegs ligte en billike werk van jou. Maar jy oorskat jouself, en begin as meester op te tree. Daarom kan ek jou nie meer as dienaar gebruik nie. Verlaat daarom my huis. Dan sou ek moet gaan en 'n bedelaar wees, maar my meester bly meester van sy vele besittings. En dit is jy en ek. Ons moenie buite ons orde en buite ons opdragsweer optree nie. Soos wat vandag ongelukkig die kerke gedoen het. Hulle is nou in die plek van Yeshua, en die paus is openlik, dra hy 'n keps op sy kop, wat lyk soos 'n vis se bek, wat boontoe kyk. En daarop staan in Latyn Pontius Vicarius Filii Dei. En dit sê, die paus is in die plek van Christus. En hulle beskou hom so. Maar van ek gelewe het, dink ek het al 6 van hulle die ewigheid in. Amper sê ek gevrek. En as jy dan nou so in die plek van God is op aarde, dan moet jy mos nie dood te gaan nie. Dis die basiese ding. Maar die mense gaan maar aan. Hulle beskou hom nog so, wat hy sê is wet. Hulle het die wette verander, want hulle glo hulle die reg daartoe. En ons kerke is nie veel ander nie. Ek was nou nie in die charismate nie, ek was 'n ou NG kerker toe ek nog, dis 50 jaar laas daar was. En daar het ons bely, en ons het hardop bely, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk. Bla 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 verder, dan die drie enige God. Waar staan dit in die Bybel dat jy moet belydenis aflê dat jy glo aan 'n algemene Christelike kerk? Dit staan nêrens in die skrif nie. Daar staan net, Yeshua moet jy lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Wat dieselfde is as om die Vader lief te hê, want Vader en Seun is een. Dis wat daar staan, daar mag nie ander liefdes by wees nie. Dan is dit nie sy evangelie nie. Maar jy sê dit verniet vir mense wat vassit in daai kerk, want daai belydenis bring 'n gees saam. 'n Gees wat hulle vashou. Daai kinderbesprenkeling bring 'n gees saam. En dit hou daai kind vas aan daai kerk. En as hy nog eers aangeneem is in daai kerk, is dit nog erger. Band of binding wat dan op die kind deurgaan. En daarom kan die Rooms-Katolieke met reg sê, gee my 'n kind tot op 7 jaar, en dan het ek hom vir ewig. Dit is hoe hulle werk. Hulle werk met geestelike kragte vanuit die duister rykheid, wat niks anderste is as duiwels nie. Kyk my vriend, die gedagte vergaal heel dikwels die genot van die dienaar. Maar die meester is waarlik gelukkig. Hoewel hy baie vir sy dienaar omgee, hoef hy tog nooit besorgd te wees dat hy hom sal verlaat nie. Want vir hierdie ene kan hy maklik 100 ander kry. Hy bly die baie vermoënde meester en selfstandige eienaar van baie goedere en onmeetlike ander skatte. Sy geluk kan daarom nie verstoor word nie, terwyl die geluk van die dienaar, wat slegs op toeval berus, enige oomblik beëindig kan word. En sien, so lê die verhouding nou ook hier. Solank ek as die meester van al die lewe en al die lig, julle voortdurend lewe en lig moet bly inblaas, is julle slegs my knegte en dienaars, want hierdie gawe van lewe en lig is heeltemal afhangende van my wil. Waar sou julle onder hierdie omstandighede dan lig en lewe vandaan wou kry? Sal nie net die gedagte aan die moontlikheid van die genoemde inhoud jou baie bang maak nie?
Maar solank daar nie in 'n hart enige angs, vrees en bangheid opgewek kan word nie, is daar onmoontlik enige sprake van 'n volkome geluk. So daar moet goed oor ons lewe kom wat ons angstig maak, wat ons vrees in aanjaag en ons bang maak. Of dit nou wêreldse dinge is, soos armoede, siekte, dood in die familie, teestand, al die dinge. Ons moet daardeur gaan om sterk te kan word, sodat ons Yeshua se gees kan ontvang en die dienaar nou 'n ware kind in die huis kan word. Want die dienaar is nog nie in die huis nie. Ons lees nou hoofstuk 1:7-8. Opskrif is aanleg en bestemming van die mens. So min mense weet wat hulle bestemming op hierdie aarde is. Ek, Yeshua, het jouself op hierdie aarde gekom, wat bestem is vir die verwekking van my egte kinders, om julle te bevry van die bande wat die skepping met hom saamgebring het, en julle deur woord en daad die weg na die ware, selfstandige, ewige lewensvryheid te toon, en deur hierdie voorbeeld, wat ek julle gee, te baan en gelyk te maak. Slegs op die weg sal dit moontlik wees om in te gaan in die onmeetlike glansrykheid van Elohim God, van my en julle Vader. Want as mens is ek mens, soos wat julle mense is. Maar in my Yeshua woon die volheid van die goddelike glansrykheid of heerlikheid van die Vader, wat in homself suiwer liefde is. En nie ek as julle medemens sê dit nou aan julle nie, maar die woord wat ek nou tot julle spreek, is die woord van die Vader, wat in my is, en wie ek goed ken, maar wie julle nie ken nie. Want as julle hom geken het, sou my sending nie nodig gewees het nie. Maar juis omdat julle hom nie ken nie, en nog nooit herken het nie, het ek self gekom om hom aan julle te toon en heeltemal te leer ken. Hierdie is 'n baie belangrike en 'n kragtige woord vir ons mense vandag wat dink hulle is op pad hemel toe sonder Yeshua. En daar is ongelukkig in ons volk baie. Daar sal seker duisende wees. Maar reg deur die geskiedenis voor Yeshua gekom het, 4000 jaar, het niemand Elohim herken nie. Niemand het die Vader herken nie. Niemand het hom volgens Yeshua sê geken nie. Hulle het hom gevrees, ja. Hulle was bevange vir hom, maar hulle kon hom nooit lief hê nie. Nou kan hulle hom lief hê. En wat hy sê, nou het ek self gekom om hom aan julle te toon. So Yeshua is die Vader, en die Vader is Yeshua, want hy sê, die Vader is in my, en ek is in die Vader. Hy sê, ek en die Vader is een. So as jy die Vader wil sien aan die ander kant, wanneer jy oorgaan, dan hoef jy net vir Yeshua te soek. Dan sien jy die Vader. En dit is die maak of breek in elke gelowige se lewe. As hy Yeshua nie gaan sien as die enigste God, Elohim nie, dan gaan hy verlang smag in plekke waar daar baie min lig is. En dan word hy deur engele gelei om liefdeswerke te doen. En hoe meer liefdeswerke hy dan uit vrye wil doen, hoe meer kom die begeerte in hom op, om God te kan ervaar, en hoe meer kom die kennis na hom toe, wie hy is, wie Yeshua is, en so word hy dan, of kry hy gevorder aan die ander kant, en word het meer lig om hom. Maar dit is 'n ontsettende lang pad, waarop jy nie op hierdie kant
jou enige waarborg gegee kan word nie. Daarom moet jy hier so ver moontlik alles probeer om lig te kry. En jy kan nie gaan lig koop nie. Jy moet lig, moet jy kry in die sin van, jy moet liefde doen, dan kry jy lig. Dis die betaalmiddel aan hierdie kant vir lig, is liefdeswerke. Wat nie gedoen word vir 'n beloning nie, maar gedoen word omdat jy Vader lief het en jou naaste lief het, en jy hou nie daarvan om te sien dat jou naaste ly nie. Dit is waaroor alles op hierdie kant, aan hierdie kant gaan. Nommer 4. Dit is die wil van die Vader, dat almal wat in my, die Seun van die mense glo, en dat ek deur die Vader uitgestuur is, die ewige lewe en die glansrykheid van die Vader in hom sal besit, om egte kinders van die Allerhoogste te word, en wat ewiglik blywend sal wees. Maar om dit te word, moet hemel en hel in hierdie wêreld onder een dak woon. Sonder stryd is daar geen oorwinning nie. Waar die hoogste bereikbaar moontlik is, moet 'n mens ook alles daarvoor gee. Om 'n uiterste te bereik, moet 'n mens hom eers van die teenoorgestelde uiterste losmaak. Baie mense wat baie ongelukkig is oor hulle lewens wat hulle gelei het. Ek het al hier verskriklike stories gehoor. Hoe kinders al van 5 jaar oud in die ouerhuis deur oupas, broers, paas, ooms verkragt was, dogters. En dit is 'n verskriklike ding wat hulle moet deurwerk. En nou het dit uiteindelik tot gevolg gehad dat hulle aan een of ander trooster verslaaf geraak het. Of die trooster dwelms was, of dit drank was, en of dit mans was, een man na die ander, maak nie saak wat dit is nie. Jy moes deur daai diepste diepte gaan, sodat jy jou nou kan losmaak, om die hoogste hoogte te bereik. Wat heel moontlik nie moontlik sou gewees het, as jy nie die diepste dieptes leer ken het nie. So, dink vandag bietjie anders oor jou pad van die verlede. Dis nie hy wat jou vergeet het nie. Hy het genoeg vertroue in jou, dat hy dit toegelaat het, om jou uiteindelik, aan die einde van jou lewe, die hoogste te laat bereik. Die hoogste vlak is die ingaan in die Vaderhuis in. Maar om dit te word, hoe sou daar 'n hoogste uiterste denkbaar kan wees, sonder 'n laagste uiterste? Of kan iemand van julle hom berge voorstel, sonder daartussen liggende dale? Word die hoogte van die berg nie afgemeet van die grootste diepte van 'n dal nie? Daar moet dus baie diep dale wees. En wie in die diepte van die dal woon, moet met baie moeite worstelend die berg beklim, om die mees vrye en verste uitsig te verkry. As daar egter geen dale was nie, was daar ook geen berge nie, en sou niemand 'n hoogte kon bestyg, wat ook maar iets meer as die normale vergesig sou oplewer nie. Dis tog so 'n pragtige voorbeeld wat Joshua vir ons gee, en wat op in die fisiese van ons hier van toepassing is. Daar waar ek uitkyk by die deur is die Suiderberg. Agter my is die Magaliesberg. En die moot waarin ons bly is 'n daal, of 'n dal, tussen die twee berge. Nou as hierdie dal nie hier was nie, dan was dit net een gelykte. So, net so moet die dieptes daar wees vir jou en my, om daar te gaan draai. Mens dink terug aan jou jeugjare, toe jy jong was, en dan dink jy met eintlik verskrikking terug. Ek kon enige oomblik dood gegaan het. Ek het my in sulke gevaarlike situasies laat beland,
En tog het hy my daar uitgered. Ongelukke met karre, waar 'n mens in goed geklim het waar jy nie moes ingeklim het nie. Ander ongelukke wat jy kon oorkom het op plekke. Al die dinge wat hy jou van beskerm het, is juis dat jy vanuit daai dale die hoogte kan bereik wat hy jou wil hê in sy ryk. Ons gaan aan. Daar moet is ons op die Nommer 7. Dit is weliswaar slegs 'n stoffelike gelykenis, maar dit bevat tog dieselfde en ooreenkomstige van die eindelose groot geestelike werklikheid. Vir diegene wat kan dink en wil, sal die beeld altyd meer inhoud kry. In die sfeer van die innerlike lewe is julle geroep en uitverkies om die hoogste te bereik. Dus moet daar ook 'n laagste binne julle bereik lê, en daarom het julle 'n volkome vrye wil en die krag om die laagste in julleself te bestry met die algehele eie krag wat deur Elohim vir ewig aan julle gegee is. En daardie krag noem ons die gees wat in ons is liggaam, siel en gees, en ons het almal die gees in ons om die laagste wat eintlik die vleeslike behoeftes is, te bestry en te oorwin. Ons het dit, maar ons sukkel. Sien jy, beste vriend Cornelius, die sake, dinge en lewensverhoudings in hierdie wêreld lyk nou so, omdat dit so moet wees. En nou sal jy hopelik nie met nog 'n vraag daaroor kom nie. Ek sal jou in die gees na 'n ander hemelliggaam kan bring, waar jy alles in 'n staat van volmaaktheid sou aantref, soos wat jy dit by die maaksels van diere so onnavolgbaar kan sien. Maar wat het julle, of het hulle aan so altyd terugkerende volmaaktheid? Dit voorsien slegs in hulle kommervolle en eentonige lewensbehoefte. Maar iets meer as dit is daar beslis nie te vind nie. Kan kinders van Elohim wel onder sulke omstandighede opgevoed word? In julle mense lê daarenteen oneindig baie verborge, maar dit is net nie ontwikkel nie. Daarom kan die kind, as hy in die wêreld inkom, glad niks doen nie, en staan ook daarby ver benede enige pasgebore dier. Maar juis omdat hy so naak, so swak en totaal hulpeloos, en met net 'n ietwat groter bewussyn as 'n see-inkvis, soos 'n totale leeuhouer daarby staan, kan hy opklim tot die hoogste goddelike bewussyn en al die volmaakte verwag. Hou daarom goed rekening met alles wat ek nou gesê het, en handel daarvolgens, dan sal julle ook onfeilbaar dit bereik, waarvoor julle almal geroep en uitverkies is vir tyd en ewigheid. Sê my nou, vriend Cornelius, hoe jy nou oor hierdie aarde en haar mense, in die lig en in die duisternis, by jouself dink. Ek dink dit was 'n wonderlike openbaring van Yeshua aan Cornelius, en ook vir ons in hierdie tyd, hoe dinge werk, en hoe ons eie verlede moet beskou. En sorg dat daai verlede nie 'n invloed het dat jy nie jou hoogste potensiaal kan bereik nie. En daarom nooi ek almal uit, vir al die nuwe mense, kom by ons beradingsspan, praat met Amelda, sy sal vir julle afspraak reël, sodat daai goed aangespreek kan word. Want elkeen van daai dade wat mense met julle gepleeg het in die verlede, vieslike dinge gedoen het, is 'n letsel op die siel, wat maak dat die siel nie lig kan kry. En daarom moet daai letsels verwyder word. En ons kan dit nie doen nie. Net Yeshua kan dit doen. Maar hy kan vir ons mense aanstel wat kennis opdoen hoe dit gedoen moet word. En ek kan oor die paar jaar wat ons dit nou doen vir julle net sê,
Dit werk ongelooflik. Hier's etlike mense wat binne sit wat sal kan getuig hoe dit vir hulle totaal en al verbeter het nadat daai letsels aangespreek is en die goed van die verlede weggevat is. Ek sien hoe mense hulle koppe knik en ek weet hulle was by berading. So ons is hier en Philadelphia Ark is 'n geestelike hospitaal waar jy kan kom en ons sal Yeshua vra om genesing te bring, bevryding te bring van alle vrese, alle angs. Selfs in jou huis as daar dinge is wat in die nag op jou klim en dit gebeur, as mense kom hier na my toe, ons kan nie in daai kamer slaap nie. Die kind skree. Sy sê daar spring 'n ding op haar. Nou gaan ons, nou maak ons skoon. Volgens die voorwaardes wat Yeshua vir ons gegee het, wat ons dan geleer het. So al hierdie dinge is moontlik. Gebruik dit terwyl jy hier is, want daar buite is nie veel ander plekke wat dit doen nie. Die kerke het so nagemaakte goed wat hulle doen, wat nie altyd sukses het nie. En omdat dit nie gedoen word deur Yeshua nie. Ons moet altyd onthou, ons is niks. En wanneer ons enige aksie soos dit doen, bevryding, genesing, selfs die doop, moet ons altyd onsself net as 'n kanaal beskou. Ons self is niks nie. Baie dankie. Amen.